Jy is ingeskakel op Dak Facebook radiostasie. Welkom by my Bybelleesprogram saam met Karen. Geniet die saamlees en uitklaar van die skrifte en ook ons liedere waaruit ons kan leer. Saamleesprogram saam met Karen op die Dak Facebook radiostasie. Esra profeet voor die volk van God. Toe ek die woord hoor, my kleed en mantel geskeur, die hare van my hoof en baard uitgeruk, verstom bly sit, oortreding was te veel. My God, ek skaam my, ek bloos om met U te praat. Ons onreg vermeerder bo ons hoof, ons skuld groot tot aan die hemel. Met die aandoffer het ek opgestaan uit my rou, my hande uitgebrei tot die Here my God. U is regverdig, laat U oorluister, U oë oop wees, Here God van Israel. U is regverdig, ons hoop is in U, my ootmoed is groot. My God, ek skaam my, bloos om met U te praat. Ons onreg vermeerder bo ons hoof, ons skuld groot tot aan die hemel. My God, ek skaam my, ek broos om my aangesig na U op te hef. Ons onreg het vermeerder tot bo ons hoof, ons skuld het groot geword tot aan die hemel. Goeiemôre en hartlik welkom hier by die Dak Facebook radiostasie op 'n Vrydagoggend. Dis Vrydag, 5:30 die oggend en ons gaan so lekker vanoggend weer saam uit die woord van die Here luister en leer. Ag, die Here gee so mooi onderrigting vir ons uit sy woord. Hy is net so lekker. Nou jy is ingeskakel by die Dak Facebook radiostasie waar ons bemoediging, aanmoediging, lering ontvang sodat ons toegerus kan word vir ons dienswerk wat ons moet doen vir die Here, dat ons kan groei in die woord, kan vrug dra, kan vrug oplewer, kan die vrug kan vermeerder in ons harte van die woord van die Here. Ag, dit is net so lekker te opgewonde om met mekaar te deel en ons gaan vanoggend lees uit Matteus 12 vanaf vers 18-30. So kry jou Bybel gereed, jou notaboekie, jou pen, whatever jy nodig het om vanoggend hier saam met ons te lees. Goeiemôre almal wat ingeskakel is. Ja, dis al so vroeg, maar almal is al besig om in te skakel. Baie welkom hier by die program vanoggend waar ons saam lekker Bybel gaan lees. Ja, dit is 'n heerlikheid hierdie Bybel leessaak. Ek dink jy kan met my saamstem. Nou, ek wil dit net so vinnig vir u noem. Ons het al 271 liedjies op ons Telegram channel, op ons YouTube channel, op Facebook, op TikTok, waarever jy wil gaan kyk, gaan luister na ons liedjies. Die lied wat ons vanoggend gespeel het my gister diep in my hart getref toe ek so deur Esra weer lees en ek word jou so herinner hoe die volk afvallig geraak het en hulle self gaan vermeng het met die ander nasies. En die leiers was aan die voorpunt gewees. Dit het my nogal baie diep in my hart getref. Gaan lees dit weer gerus deur. Dis 'n mooi herinnering van Esra die profeet, hoe hy homself verootmoedig het voor die Here oor die volk se oortredinge en sonde en ongeregtigheid. En ek besef op hierdie stadium, ons kan net ons eie lewe
in die Nuwe Testament in besit neem. Ons kan nie meer vir 'n hele volk instaan nie. Die Here Jesus Christus het gekom sodat elke individu gered kan word, sodat elke individu hulle hart vir die Here kan gee. Ons kan net die waarheid bedien, ons kan dit uitdra, ons kan dit uitleef en dis wat ons op hierdie stadium kan doen. Maar ek besef die druk van so 'n profeet wat vir die hele volk se sonde daar gesit het en besef het, my God, hoe groot het die ongeregtigheid geraak in die mens. En dit is altyd in die mens. Van die vroegste eeue af tot en met vandag toe is die ongeregtigheid, die lelike versinsels altyd daar in die hart, altyd om terug te keer na die wêreld toe. En as ek dink aan ons wedergeboorte, ons is uit die wêreld uitgehaal. En ons is in God se koninkryk gebore, nuut gebore, asof ons nog nooit in hierdie wêreld was nie. En dan gaan ons terug om onder daai slawerny in te sak. En die Here wil ons vandag aanmoedig dat ons uit die wêreld uit bly, dat ons ons lewe in besit neem en volhard tot die einde toe. So ja, dit was 'n mooi lied om ons te herinner. Ja, dit is eintlik 'n reflekteer vandag in ons lewe ook, nee, dis wat jy sê. Dis die groot ding as jy kyk na die berou wat Esdra getoon het. Afgesien dat hy namens die volk gebid het, hy het 'n berou gehad, hy het 'n besef van gehad van dit wat verkeerd is. En die volk het maar net goeds moes aangegaan, hulle het hulle self verbly vermeng en hulle het gemaak soos wat hulle wou gemaak het. En ons het vandag die woord van die Here wat ons gereeld herinner aan daai verkeerd wat ons mee besig is, aan die vermenging wat ons baie keer mee besig is, want ons loop ook baie keer met hierdie vermenging in ons lewe. En as ons kyk die erns van die saak, hoe die profeet opgetree het, want hy het 'n hart gehad, sy saak was reg met die Here. Sure. En hoe ons baie keer goeds moet ook maar net aangaan en wonder nou, waar gaan hulle almal so te kere altyd oor die verkeerd en die sonde en die ongeregtigheid en vermenging en daai tipe van goeders. So ja, ek het toe my vrou die lied so skryf en toe dink ek weer daaraan, liewe land, is omtrent 'n refleksie vir ons ook vandag om uit te leer, want hy sê tog in Romeine, die skrifte is vir ons opgeteken ook om daaruit te leer. Yes, En ons kan werklik waar daaruit leer. ja, hy het sommer sy baard en sy hare en alles uitgepluk. Dit het my nogal getref, ja. Dit is nogal 'n groot saak om te doen, om te bewys, ja, Here, dit is hoe ek oor hierdie saak voel. So ja, prys die Here, ons gaan vanoggend lekker saam Ons hoef nie ons baard en haar, Nee, ons moet ons nou ons harte skeer. Yes, Daai harte yes. moet skeer. En ons kan nie besig raak met 'n ander se sonde nie. Ons kan net bid dat die Here siele red. Ja, dis mooi. Loof die Here. Ja, baie keer wil ons maar ander mense se sonde bely. Ons kan nie dit doen nie. Ja, elke het sy eie saak aan met die Here. Nou kom ons bid vanoggend lekker saam en vra die Here dat hy ook ons sal help met hierdie skrifgedeelte vanoggend. Vader, baie dankie vir u liefde, u genade, u barmhartigheid, u grootheid, u goedheid, u krag, u heerlikheid, u majesteit. Dankie Vader dat ons dit in die teenwoordigheid kan wees. Ek dink weer vanoggend, ons kan nie ons onderlinge byeenkoms, Here, versuim nie. En dit is om in die koninkryk van u te ywer, Vader, om ons harte voor u te bring, om verhouding met u te hê, om Here daar in die binnekamer net te bid en u te soek en aan te roep en Here, net u hart, Vader, deel van ons lewe te kan maak. Vader, baie dankie vir u heerlikheid, u krag en majesteit. My hart is vanoggend net so dankbaar. Ek wil u net vanoggend lof besing en eer en dank en aanbid en groot maak. Here, want u liefde, Vader, is so groot. U barmhartigheid is groot, Vader, om ons siel te red, te verlos en vry te maak uit die mag van die duiwel uit deur u seun Jesus Christus. Baie dankie Vader, as ons na u toe kom en ons kom bely ons sonde, dan word dit onmiddellik vergewe. U dink nie weer daaraan, u verwyd ons nie. Ons hoef nie weer daarvoor, Here, in te staan nie, Vader. Ons is vry, ons is los, as ons daai sonde bely en uitlewer. Baie dankie Vader, dis soveel genade, dis soveel liefde, en ons eer u vanoggend. En ek wil ook bid, terwyl ons die skrif so lees en so lekker deurgaan met mekaar, Here, dit is so 'n heerlike tyd wat ons het, Vader, goeie tye, gunstige tye. Ons kan die tyd uitkoop, ons kan die woord weer lees, ons kan weer daardeur gaan herinner word. Vader, bid ek dat u vir my die wysheid, vir my man die wysheid sal gee vanoggend. Here, om hierdie saak net lekker deur te praat en uit te sorteer, sodat dit duidelik kan wees in ons almal se harte en dat ons sekerheid kan hê in die skrif, Vader. Baie dankie vir die moeite wat u met ons doen. Here, as ek net dink wat se moeite u met ons doen, hoe u skrif openbaar, Here, hoe u met ons praat, hoe u met ons deel, dat ons net alles kan verstaan en dat ons sekerheid kan hê in u woord.
baie dankie Vader in die kragtige naam van u Seun Jesus Christus. Amen. Prys die Here, wat 'n heerlikheid vanoggend. Welkom almal wat ingeskakel is. As jy nou eers ingeskakel het, jy's in my program waar ons saam Bybel lees op 'n Vrydagoggend 5:30 op die Dak Facebook radiostasie. Dit is so lekker. Nou ja, kom ons begin by Matteus 12 vers 38. Nou, dit gaan nog al 'n hele paar verse wees wat ons gaan lees, en my man was nou so oulik geweest om vir ons hierdie verse op te som in 'n lied, en ek dink terwyl almal nog so 'n bietjie inskakel en wakker word, gaan ons hierdie lied luister. Dit is die hele opsomming van dit wat hier geskrywe staan, wat ons vanoggend gaan deurlees en met mekaar gaan bespreek. So luister lekker na die lied, leer sommer lekker uit die lied alreeds, dan gaan dit nie vir u so vreemd wees as ons dit lees nie. Lekker geniet dit. 'n teken wil ons sien voordat ons glo. Slegte mense soek 'n teken. Jona die teken vir julle 3 dae en nagte in die dood. Jode soek 'n teken. Grieke soek wysheid. Christus die wysheid en krag van God. Die stad glo sy woord en bekeer. Sy kom van die eindes van die aarde. Hoor die wysheid en prys God. Jode soek 'n teken. Grieke soek wysheid. Christus die wysheid en krag van God. Hulle gaan uit sy huis na waterlose plekke, skoon niet uitgevee. Glo in hierdie woord, draai jou rug, verwerp Jesus. Die mens word erger. Jode soek 'n teken. Grieke soek wysheid. Christus die wysheid en krag van God. Die woord wat red, eenvoudig, maklik wys. Dwaas vir die wêreld, wys in God. Jode soek 'n teken. Grieke soek wysheid. Christus die wysheid en krag van God. Jode soek 'n teken. Grieke soek wysheid. Christus die wysheid en krag van God. Goed, dit is so lekker om na die lied te luister. Ek lag net so lekker vir hierdie kommentaar van Rohaida. Dankie Rohaida, ek waardeer dit vreeslik baie. Nou kom ons begin by Matteus 12 vers 38. My man sê, "Ja, hy moet my vashou." Hy is so oulik, dis kom ek lag. Hy sê, "Toe spreek sommige van die skrifgeleerders en die fariseërs en sê, Meester, ons wil graag 'n teken van u sien." Maar hy antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en oorspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. En ek dink sommer so, hoeveel tekens het nou al hier plaasgevind? Hoeveel wonderwerke het hulle al gesien plaasvind voor hulle oë? En met alles het hulle in elk geval die Here Jesus Christus vervolg, en hulle het hom beskimp, en hulle wou hom doodmaak die hele tyd, en dit was die hele tyd hierdie geweldige verdrukking en vervolging teen die Here Jesus Christus. En nou sê hulle vir hom, hy wil hulle asseblief 'n teken sien. Nou, ek dink net in ons geestelike lewe. Ons moet in gehoorsaamheid die Here dien. Is dit nie so nie? Ons hele pad gaan oor gehoorsaamheid. Om die Here te dien. Of jy nou iets voel en of jy nou nie iets voel nie. Of jy iets sien en of jy nie iets sien nie. Jy moet gehoorsaam wees om die Here te dien. En as 'n mens so daarop ingestel is, om die heeltyd 'n gevoel te hê,
om die hele tyd iets te sien, te ervaar, te beleef, 'n teken, 'n wonderwerk. Kan ek vir julle sê, mens is nie standvastig in jou geestelike lewe nie. Want wat sê Jesus vir Thomas? Hy sê, salig is hy wat nie gesien het nie, maar glo. En dit is in elk geval, die mense het in elk geval nie geglo nie. Maar hulle wou net die heeltyd die tekens sien. Yes. En dit het in elk geval net vervolging veroorsaak. En wat sê Jesus vir hulle hierso? Al wat julle gaan sien, is dat ek gaan sterf. Dit is nou die vergelyking wat hy tref hierso met Jona. Jona was 3 dae en 3 nagte in die maag van die vis gewees en hy was natuurlik in die doodryk uit dood gegaan. En hier tref hy 'n vergelyking dat hy gaan ook 3 dae dood wees. En dan gaan hy opstaan. En dan gaan hy opstaan uit die dode en hy gaan lewend word. En dit is wat ons nou weet van die Here Jesus Christus. Hy het opgestaan uit die dode. Amen. Hy het ons kom losmaak, hy het ons kom vrymaak en in daai krag en heerlikheid beweeg ons op hierdie stadium. Maar omdat ons die hele tyd soek na tekens en goed voel en al die dinge, raak ons mismoedig en moedeloos, plaas dat ons besef dit wat die Here Jesus Christus kom doen het, sodat ons die Gees kan ontvang, dat ons die lewe in ons kan hê, en ons moet daai lewe uitleef. En omdat ons nie die lewe uitleef en gehoorsaam is nie, voel ons dood. En dan wil ons allerlei dinge hê wat ons hype. Sjoe. Sure. Ja, so dit is die enigste iets wat hulle toe nou sou sien, nie? Ja, en ek dink nou daaraan, selfs met Paulus, dis nou die verwysende skrif in 1 Korintiërs 1, wat hy sê die Jode soek 'n teken en die Grieke soek wysheid. Natuurlik daai wysheid gaan oor filosofie, né? Dit gaan oor die wysheid van die woord nie, dis hierdie wêreldse wysheid. Maar dit wys vir ons selfs jare, en ek meen Korintiërs is jare na Jesus se dood en opstanding geskryf. Het die Jode nog steeds tekens gesoek? Ja. Ek meen dis hoekom Paulus dit geskryf het. En dit is hoe die mens is. En tog is daar 'n teken is byvoorbeeld soos wat ons gister gedoen het oor waar Jesus die duiwels uitgedryf het. Dis hulle okay nee, nou dryf hy dit deur die duiwel uit. Ja. So die mens gaan in elk geval een of ander fout soek met die teken en dit bring vervolging selfs in die Nuwe Testament. Ja. Elke keer as daar 'n stad wonders en tekens plaasgevind het wat die Jode gesien het, het die Jode die mense opgehits en so was die evangelie vervolg gewees. So ons sien dat hierdie tendens het nog vir jare en tot en met vandag as geestelike Jode sien ons presies dieselfde. Mense soek profesie, hulle soek allerlei dinge. Nou kry hulle dit, dan bekeer hulle in elk geval nie. Dis die waarheid. En dit is eintlik die beginsel wat die Here Jesus hier wil oordra. Ja, want as jy gehoorsaam is aan die woord, dan verstaan jy jou verantwoordelikheid. En dan is jy nie op soek na enigiets nie. Jy besef net, Here, hierdie woord moet ek gehoorsaam wees. Die handleiding wat U vir my gegee het, dis hoe U met my praat, dis hoe U met my deel. So. Al maak dit baie keer bitter seer. En dit is hoekom ons dit nie wil hê nie, want ons wil heeltyd goed voel. Ja, so ons gaan nie goed voel in die evangelie nie. Die evangelie breek juist die goed voel af. Dat ons in gehoorsaamheid kan aangaan. Wel. Vers 41. Die manne van Nineve sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hulle bekeer op die prediking van Jona. Meer as Jona is hier. En is dit nie so, hoeveel min mense het in elk geval die Here Jesus Christus aangeneem? En al het hy gesterf, al het hy opgestaan. En Jona het natuurlik eers die verkeerde pad gestap en toe stap hy nou die regte pad en hy gaan waarsku vir Nineve. En Nineve bekeer hulle self. Hulle verootmoedig hulle self. En hoe min in daardie tyd van die Here Jesus Christus het dit wel gedoen. En nog steeds. Die mens bly net forever dieselfde. Sure. Bitter min sorteer hulle lewe uit. Nou, dis wat hy sê, die manne van Nineve sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel. Nou, ons gaan mos nou in die oordeel gaan ons ook daar wees. So ons gaan deur die woord oordeel. Yes. So hierdie mense wat nie op die prediking van die woord hulle sake uitgesorteer het nie, gaan geoordeel word. So, hy sê die koningin van die suide sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor en meer as Salomo
is hier. Nou dit is so mooi in die liedjie. Sy kom van ver af en sy hoor hierdie wysheid en dit verstom haar. Dus die woord sê, sy het geen gees meer na oor gehad nie, van die wysheid wat sy beleef het. Haar asem was weg. En dit is God se wysheid. En dit het maar net deur 'n mens gekom. Nou moet mens weet hoe wys is God. Jo, wow. As dit maar net daai bietjie deur die mens gewys het. Wow. So ja, dit is amazing om daar aan te Ja, en die dink. wysheid van God word nou geopenbaar. Paulus sê dan 1 Korintiërs 1, hy sê deur die dwaasheid. Ja. Hy sê broeders, let op julle roeping. Julle is nie baie wyse na die vlees nie. So moenie hierdie filosofiese dinge gaan soek wat nou wys klink op die oor nie. Yes. Paulus sê, hy sê deur die dwaasheid van my prediking. So met die groot sy van die saak is die prediking van waarheid is teenstrydig met die mens se natuur. En wat hy ook hierso sê, ek wil net gou daai stukkie ook net gou, dit is net ook nog my so mooi, hy sê 1 Korintiërs 6 vers 2 en 3, weet julle nie dat julle die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg om die geringste regsaake te beoordeel? So, ja. Weet julle nie dat ons die engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer alledaagse dinge? En dit is baie keer die ding wat ons as kinders van die Here die oog uit verloor. Dis wat my vrou sê. Dis hoekom ons moet erns maak met ons verhouding en verstaan dit wat ons leer is die waarheid. Want as kind van die Here moet jy eendag gaan oordeel. En die Here Jesus sê die 12 apostels gaan ook die 12 stamme van Israel oordeel. En dit is wat hy hier probeer oordra, hoe dat ons as kinders van die Here ook in die oordeelsdag mense gaan oordeel, want die oordeel is aan Jesus oorgelaat, en hy sê, ek gaan julle nie oordeel nie, my woord gaan julle oordeel. So almal wat gered is, gaan op die oordeelsdag mense oordeel volgens die woord. So. Ja, so dit is hoekom dit so belangrik is om gehoorsaam te wees aan die woord, die prys te betaal, sodat jy kan oordeel. So. Ja, ons kan nie nou al nie, nee. Nee, nou moet ons bid. Ons moet nou bid, ons moet die Here soek, sy wraak is nie nou hier op hierdie aarde nie. Sy wraak is met die wederkoms, wanneer God geopenbaar gaan word vir die eerste keer aan die mens, dan gaan sy wraak uitgestort word. En ons is wraakgierig, nou al. Ons wil die Here met mense vat en doodmaak en laat alles verloor en die wiel moet draai en al die goeders. Dit gebeur nie nou nie. En in elk geval as jy so wil oordeel, is dit nie volgens die woord nie, dis onregverdige oordeel. Yes. Dit is hoekom ons nou al ons sake moet uitsorteer, dat ons nie bitterheid het teenoor mense nie, maar dat ons die woord reg verstaan, volgens dit lewe, sodat ons in daai nugterheid ook kan oordeel. Ja, want in die ewigheid, wanneer al hierdie son en alles verby is, dan gaan ons nie oordeel soos wat ons dink, Yes. nou ons gaan oordeel. Ons gaan in geregtigheid en liefde en alles regverdig, want dan gaan ons alles sien, dis wat die woord sê, dan gaan ons alles ken. Yes. Dan gaan ons die hele prentjie sien. Amen. En dan kan ons in regverdigheid sonder emosionele bitterheid oordeel. Ja, so dit is hoekom dit so belangrik is om al daai dinge uit te sorteer. Met bitterheid en goed gaan jy in elk geval nie die koninkryk van God in nie. So spreek vry, vergewe, kom los, kry jouself uit die gevangenis uit, dien die Here. Wow, dis mooi. Dien die Here. Dis Dit is mooi. die heerlikheid. As jy dit in jou hart kan vat en verstaan en begin leef, dan wil jy nooit weer terug gaan bitterheid toe nie. Jy wil nooit weer terug gaan na die kwaad van 'n man toe nie. Never ever nie. Want dit is nie die geregtigheid van God nie. Wow. Hy sê in vers 43, en wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur die waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het, en hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar, en die laaste van hierdie mens word erger as die eerste. So sal dit wees met hierdie bose geslag. So hy praat nou met hulle, nee. So Jesus praat nou hiervan, as jy 'n duiwel uitdryf, en die persoon doen niks aan sy lewe nie. En dan gaan die duiwel terugkom met 7 slegter, dan is jy
baie erger as wat jy was. So, whatever in jou lewe gebeur, waar jy vrykom en loskom, moet jy die pad stap. Jy moet daai huis versier hou. Jy moet dit uitgevee hou. Jy moet dit skoon hou, sondeloos hou. Anders kan dit terugkom en dan raak jy 7 keer erger. Ek dink ons het dit al beleef, nee. As jy so terugsak in die wêreld, as jy weer sien, is jy baie erger as wat jy was. Nou, wat my baie erg getref het, ek wil hierdie skrif lees vir ons in 2 Petrus 2, van vers 12 af. Ek gaan sommer die hele skrif lees tot en met vers 22. 2 Petrus 2 vers 12 tot en met vers 22, want baie keer wil ons onsself verontskuldig met baie dinge. Maar hy sê hierso, maar hulle sal, omdat hulle belaster wat hulle nie ken nie, soos redelose diere wat die natuur volg, gebore om gevang en vernietig te word en hulle verdorwenheid te gronde gaan, en die loon van die ongeregtigheid ontvang. Hulle ag die weelderigheid oordagge genot, hulle skandvlekke en smette, weelderig in hulle bedreery, as hulle met julle saam smil. Met oë vol oorspel, wat nie ophou om te sondig nie. Hulle verlok onvaste siele, hulle het 'n hart geoefen en hepsig, hulle is kinders van die vervloeking. So ons gaan baie keer agter baie dinge aan, agter predikers aan, agter leerstellings aan, wat besig is met dit, al hierdie voorspoed en dinge en weelderigheid en genot en al hierdie dinge, en so word baie mense verlok en verlei, maar omdat dit in jou hart is, word jy verlok en verlei. Hy sê, hulle is kinders van die vervloeking. Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal. So hulle was op die regte pad gewees. Dit was kinders van die Here, wat hulle harte vir die Here gegee het, wat die pad gestap het, maar hulle het die pad verlaat. Hulle het verdwaal. So hulle het afgegaan van die regte pad af. Eers keer die woordjie verdwaal so oplet. Wow. En die weggevolg van Biliam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid lief gehad het. So dit is nou die prediking van die evangelie is winsgewend, okay? So jy kan gee en dan gaan jy kry en jy gaan ontvang en God moet vir jou gee en God wil hê jy moet jouself geniet en al hierdie tipe van dinge wat uitgaan. Hy sê maar die bestraffing van sy eie oortreding ontvang het, die stom laster hierdie stem van die mens gepraat het, die waansinnigheid van die profeet verhinder. Hy sê hulle is waterlose fonteine, miswolke, voortgedrywe deur 'n stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, verlok hulle deur die begeerlikheid van die vlees en ongebondenheid die wat waarlik die mense ontvlug het wat in dwaling wandel. So dan, jy wandel in dwaling, as jy dink dit is waaroor die evangelie gaan. Jy's 'n kind van die ongeregtigheid. En hoe gaan ons agter sulke mense aan? Hoe dink ons dis awesome? Ek wil dit ook hê, ek wil dit ook wees, ek wil dit ook doen. En dan pynig jy jou eie siel wanneer dit nie met jou gebeur nie. Sjoe. Ja. Hulle beloof vryheid. Sjoe, dit het my nogal getref. Hulle beloof vryheid, terwyl hulle self slawe van die verdorwenheid is. Hulle is self slawe van dit wat hulle predik. Want hulle is kinders van die ongeregtigheid. Hulle het teruggesak, hulle het verdwaal, hulle het weggeval. Want waar 'n mens deur oorwin is, daarvan het hy ook 'n slaaf geword. So jy is weer oorwin deur begeerlikheid. Jy's weer oorwin deur die wêreld, deur die denke van die wêreld. So jy raak weer 'n slaaf van die wêreld. Daar waar jy uitgehaal is uit Egipte, uit die wêreld uit, word jy weer 'n slaaf van, want jy sak weer onder daai denke in. Want as hulle, dit is nou vir my baie mooi, en dit sluit nou so mooi aan by hierdie skrif, want as hulle, nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus, die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. En is dit nie so nie? Die persoon wat daarin vasgevang is, wat 'n slaaf geword het, weer van die denke van die begeerlikheid van die wêreld, word so verstrik, dat hy erger word as voor sy bekering. Die drange en die begeerte na materialisme word so erg, dat hulle erger word as wat hulle was in die wêreld. Want nou gebruik jy die Bybel, nou gebruik jy die woord as 'n dryfkrag, om hierdie dinge deur te forceer. So jy
het teruggesak in 'n geweldige ding in. En nou is jy erger as wat jy was. En dit is wat hy hierso sê. As jy gered is, en jy hou nie jou hart skoon, en jy verstaan, jy moet op die pad van die waarheid bly, vernedering, vervolging, verdrukking, al hierdie dinge wat die hele tyd jou hart openbaar, jy moet volhard tot die einde toe, jy moet die pad stap, jy moet pryse betaal, jy moet dinge prys gee, jy kan nie dink soos die wêreld dink, jy kan nie doen soos die wêreld doen nie, dan hou jy jou huis skoon. Maar as jy terugsak in hierdie dinge in, kan ek vir jy sê, jy raak 7 keer erger as wat jy was. So dit gaan nie net hier so oor 'n duiwel uitdryf nie. Dit gaan hier ook oor jou lewe, wat jy moet in besit neem. Ja. Maak dit sin, my man? Ja. Hy sê, want dit sou vir hulle beter wees, as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie. As hulle, nadat hulle dit geleer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod. En dit is baie keer, jy keer jou af van die ware woord van God. Dit wat die woord vir jou wil leer, met jou praat, met jou deel, wat die woord jou van wil losmaak, van wil vrymaak, want die woord wil jou losmaak van begeerlikheid, want dit was die eerste sonde. Ja. Dit is waarin die mens geval het. En nou val die mens weer terug in dit. As hulle heilige gebod van hulle oorgelewer is, maar oor hulle het gekom wat die ware spreekwoord sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sog om in die modder te rol. So jy gaan terug na dinge toe, wat in die wêreld hoort. So ek dink ons kan ook volgende erns besef van die prediking wat uitgaan, en hoe vereenselwig ons nie daarmee nie, hoe gaan luister en soek ons nie daarna nie, want dit laat 'n mens vir 'n oomblik goed voel. Maar as daai haai klaar is, dan is jy up, down. Dan soek jy weer. En jy is weer op soek na iets wat jou laat goed voel. Maar as jy in gehoorsaamheid die pad stap, jou huis skoon hou, rein lewe, streef na heiligmaking, kan ek vir jy sê, jy verstaan die heeltyd jou pad in die Here. Ja, want dit wat die Here Jesus vir Thomas gesê het, gelukkig is jy. Yes. Met ander woorde, salig is die een. So die ou wat werklik waar sy pad verstaan, is altyd in sy hart, daar's altyd 'n vrede, 'n kalmte, as 'n ou dit so kan stel, dit is, so jy soek nie na dinge buitekant om jou emosioneel te hype nie, daar's 'n binne sekerheid vrede, en dit is die persoon wat werklik waar gelukkig is, wat salig is in die evangelie. Wow, dis mooi. Hy sê in vers 46, en terwyl hulle nog met die skare spreek, staan sy moeder en broers buite en wou graag met hom praat. En toe sê iemand vir hom, daar staan die moeder en die broers buite en wil graag met u praat, maar hy antwoord en sê vir die een wat hom dit vertel het, wie is my moeder en wie is my broers? En hy steek sy hand oor sy disippels uit en sê, daar is my moeder en my broers, want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is, die is my broer en suster en moeder. Teruggeval is die wil van die Here nie. Yes. So dit is so amazing om daaraan te dink. Ons kan is ons mekaar se broers en susters en moeder. Maar dit gaan nie altyd net daaroor, jy gee jou hart vir die Here en nou is jy deel van die broederskap nie. Jy moet die pad stap, jy moet die wil van God doen. Om deel te wees van die broederskap. Want baie keer vat ons so stryd, want dan sien ons maar hierdie doen dit, en daai doen dit, en daai doen dit, en dit is 'n vrug wat opgelewer word, en mens raak in jouself ongelukkig, en jy raak bitter, en jy raak seer, maar hoe kan daai en dit doen, en die Here is nog steeds met hom, en nee, ons moet nigter raak. Jy moet verstaan, as jy die wil van God doen, dan is jy deel van die broederskap. Al gee iemand hulle harte vir die Here, en hulle doen nie die wil van God nie, hulle leef nie die woord nie, hulle leef nie die vrug nie, hulle boom is nie goed nie, kan hulle afval van die broederskap, van die liggaam van Christus. So moenie jouself daaroor gaan klaarmaak en gaan pynig nie, gaan bid. Gaan soek die Here vir jou broer, vir jou suster, wat jy sien, dalk sonde doen. Dis wat die woord sê, gaan bid. As jy jou broer sien 'n sonde doen, wat nie tot die dood toe is nie, wat nie vergewe word nie, ons het nou gister gepraat oor lastering, dis die enigste sonde wat nie vergewe word nie. So gaan bid, as jy iemand sien sondig, as jy sien, Here, hierdie persoon het sy hart vir jy gegee, maar kyk sy lewe, moenie in 'n turmoil ingaan en bitter raak nie, gaan bid, gaan soek die Here, dat daai persoon ook kan loskom,
en kan vrykom. Ja, en die woord leer ons eintlik so mooi my engeltjie dat selfs dit, ons kan nou redeneer, dat dalk het daai ou gelaster. Jy weet nie, God gaan dit nie in die openbaar en dit is tog wat die skrif ook sê. Jy moet in anyway bid. Ongeag wat jy weet of wat jy nie weet nie. As jy sien iemand Sondag, bid vir daai persoon. Sodat hy homself kan bekeer, veral vir die broeders, want hy sê as jy jou broeder sien sonde te doen. So vir die sondaar bid jy dat hy sy hart vir die Here moet gee. Vir die broeder moet jy bid, sê Here, ek sien daai persoon is besig om te sondig, ek wil van bid. Dis nie ons plek en ons issue of die ou nou gelaster het of nie. Terwyl hy asem het, terwyl hy lewe het wat ons aangaan. Liefde vir ons is om te bly uitreik en ons moet ons nie in daai rigting instuur nie, want dan gaan ons gaan ons kop verloor. Is so. So bly bid, ongeag, moenie dinge gaan soek wat daar nie is nie. En dit is wat die woord ons eintlik leer. Ongeag wat die rede is, hoekom daai ou Sondag, jy moet vir hom bid. Dis waar. Wow, so prys die Here. Ons verstaan ook nou al mooi die saak van, as iemand die wil van die Vader doen, is hy jou broer en suster, jou regte boeties en sissies en ma en pa, is baie keer jou vyand. Yes. Maar die wat die wil van die Vader doen, die wat verstaan, die wat die pad saam met jou stap, hulle is jou ware broer, suster, moeder. Wow, is dit nie amazing nie? So ja, ons gaan vanoggend hier afsluit. Ek wil dit net gou-gou so noem. Ek en Stanley het besluit of gedink, of ons hoop dit is okay met almal, as ons net môre en Sondag bietjie afvat. Die druk is geweldig. So ons het net besluit, ons gaan net so klein bietjie rus, terwyl almal nou al op vakansie is, en baie mense is reeds op vakansie, en hulle rus bietjie en so aan. So ons gaan nie môreoggend die musiekuur hê nie, en ons gaan ook nie Sondag uitsending hê nie. Ons gaan wel Maandagoggend volstoom weer begin, om die woord van die Here lekker saam te lees, en so gaan ons weer ons weekie begin. So ja, ons wil dit net so noem, ons het nie môre en Sondag 'n diens nie. Ons gaan net so bietjie afskakel. Ja, en ons gaan net so bietjie rus. Okay. So ja, u moet 'n lekker dag hê. Ons dink aan almal, ons bid vir almal, ons is baie baie lief vir almal. En ons sien mekaar weer Maandagoggend op die lig. Hou aan bid, hou aan die Here soek. Onthou, dit maak nie saak of daar 'n diens is nie, ons kan nog steeds die Here dien. Bly hom soek, bly by hom, lees die woord, bid. Dis 'n lekker tydjie wat ons net so bietjie het. Nou, ons gaan afsluit met 'n lied van, hy lei jou uit, want hy lei jou uit die wêreld uit, en dit is waar ons moet uitbly. So ons gaan die lied luister, en so gaan ons dan afsluit ook volgende. Julle moet 'n baie lekker dag hê, en ons is baie, baie lief vir almal. Bye! Hy lei jou uit, geestelikheid, jou hart wêreld, versadig met sy woord, koninklike brood, hemelse brood. Volk van God, leer uit jou druk. Jy het honger, dors gekry, leer om te leef van elke woord van God. Hy lei jou uit, geestelikheid, jou hart uit die wêreld, versadig met sy woord, koninklike brood, hemelse brood. Manna voorsien hy, dat jou siel kan leef, jou siel versadig hy met wettigheid, rykdom, skatte, water uit die rots. Hy lei jou uit, geestelikheid, jou hart uit die wêreld, versadig met sy woord, koninklike brood, hemelse brood.
Verlustig jou en hom in sy woord die rots. So kom die ware manne uit die hemel, laat die siel leef. Hy lei jou uit geestelikheid, jou hart uit die wêreld, versadig met sy woord, koninklike brood, hemelse brood.